Een van die implikasies van Kersfees is die kwesbaarheid in gee. Ons staan in 'n ry motors by 'n robot en iemand stap van die sypaadjie af na die motor toe voor my en beduie vir die bestuurder hy wil vir hom een van die blommetjies gee wat gevorm is uit draad en kralietjies. So dit is 'n heel onskuldige gebaar, die persoon stap oor, dit lyk baie veilig en daar's genoeg ander motors ook rondom. En daardie persoon maak sy motorruit oop en die man gee dit vir hom aan en sê vir hom, dis verniet. En die persoon neem dit. Maar toe vra die persoon vir hom, wil hy nie asseblief vir hom geld gee vir die moeite om hierdie geskenk te maak nie. En die bestuurder haal so waar geld uit en gee vir hom. En ek het nou gedink, die bestuurder troos hom waarskynlik dat dit vir 'n goeie doel is, want dit is seker wat ek vir myself sou sê, soos om iemand te help, dat hulle vir hulle kinders kan kos gee of so iets. Maar die persoon wat die blom gegee het, werk egter met 'n baie ou beginsel. En daai beginsel is die beginsel van resiprositeit. Dit werk in soveel gevalle. Dit is 'n beginsel, as jy iets ontvang, gratis ontvang, dan voel jy feitelik verplig om iets terug te gee. Nou Kersfees herinner ons dat ons nie eintlik oor resiprositeit gaan nie. Om kwesbaar te wees en gee beteken om jou hart oop te stel en jou hulpbronne te deel met ander sonder die sekerheid dat daar enigiets na jou kant toe gaan terugkom. Dis om te gee sonder 'n agenda. Dis om te gee sonder die verwagting van erkenning of van beloning. En die Bybel herinner ons in Galasiërs 6 vers 10, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan die medegelowiges. En hierdie woorde wys dat gee is nie net 'n daad van oorvloed nie, dis eintlik 'n daad van vertroue. Jy vertrou God sal vir jou ook sorg. Dis die vertroue dat God ons broosheid en selfs ons tekortkominge kan gebruik om ander ook mee te seën. So in die Kersweek kan 'n mens dit of in die Kersdag kan 'n mens dit doen deur geskenk of ete te deel met iemand wat dit nie kan teruggee nie. Ek weet van 'n gesin wat destyds in die gemeente dit uitgelek, sal ek maar amper sê, want hulle wou dit baie publiek maak nie, waar die manne klomp ekstra etes gekook het en dan het hulle dit vir die mense gaan gee, wat by die robot is dit 'n hoop, iemand wil daardie dag vir hulle 'n werkie gee. En so word dit 'n daad van kwesbaarheid, want jy stel jou hart oop vir die moontlikheid van ongemak, maar ook vir die wonder van ware verbondenheid. Adam Grant skryf, dis nie net die ontvanger wat verander in hierdie gee-ontvangproses nie, maar dis juist ook die gewer. Wanneer ons gee sonder agendas, dan ontdek ons 'n dieper tevredenheid en bou sosiale bande wat eintlik ons eie florering versterk. En ek het net sit en wonder terwyl ek hier nou praat, ek dink dis hoekom dit so lekker is om vir kindertjies iets te gee, want hulle kan nie eintlik iets vir jou teruggee nie. En eintlik moet ons as ouers of ander ook nie verwag om vir hulle Kersdag iets te gee en te sê, jy moet nou soet wees nie. Want dan het jy nie gegee in kwesbaarheid nie. Dan het jy gegee met 'n voorwaarde en dis nie opregte Kersfees gee nie. So, presies wil Kersfees vir ons leer om in kwesbaarheid te gee, want God gee God self en sy hele aardse lewe aan die wêreld sonder voorwaarde en nooi ons om dieselfde te doen. Leef geïnspireerd en geseënde Kersdag.